Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Goeiedag, my naam is Pierre Engelbrecht en dit is 'n groot eer en voorreg om met die Ekerk Bybelskool saam met ons te fasiliteer. Dankie dat jy saam reis. Ons gaan die volgende 3 aande, 3 weke, 3 weeksaande saam gesels oor 'n Bybelskool. En ons oorhoofse tema is die Gees vul waar jy leegloop. Nou die konsep agter hierdie Bybelskool is dat dit juis hierdie tyd van die jaar is. Ek dink dalk die feit dat jy hier sit, sê dat jy dalk miskien leegloop, of miskien is dit per toeval, maar ek dink wat ons dalk kan sê, miskien resoneer jy daarmee, is dat die jaar alreeds bietjie te lank is. Miskien sit jy alreeds hier en jy tel af die dae tot jy op vakansie gaan, jy tel die laaste paar vergaderings af. En is asof ons hierdie tyd van die jaar almal so ry met ons motors en ons petroltank is bietjie leeg. Die petrol liggie het al aangegaan. Nou, miskien is dit net ek en my studente daar, maar as dit mos gebeur, dan haal jou kar het rad uit en dan probeer jy nie soveel petrol gebruik nie. Jy sit dalk die lugreëling af. Jy maak seker dat jy so min as moontlik petrol gebruik, net om die volgende vulstasie te bereik. Nou, dit is dalk wat hierdie Bybelskool vir ons doen vandag. As jy dalk op hierdie vulstasie oomblik is, van jy sien hy kom nader en jy tel dit af, jy tel jou vakansie af, dan is hierdie Bybelskool juis vir jou. Ons gaan juis bietjie kyk dat hoe die Gees van God ons moet vul, juis daar waar ons leegloop. So natuurlik, as jy dalk nie leegloop nie, as jou petroltank nog vol is, jy is nog steeds meer as welkom. Maar kom ons gaan saam en vir die volgende 3 weke gaan ons 'n reis vat deur die boek van Handelinge. Ons gaan nie hoofstuk vir hoofstuk kan stilstaan by Handelinge nie, maar ons gaan spesifiek kyk na die hoofkarakter. Nou, julle sal verstaan, is 'n Bybelskool. Die konsep van 'n hoofkarakter is die Gees van God, die Heilige Gees wat gestuur is, word as 'n hoofkarakter ingeskryf in hierdie narratief, hierdie verhaal van Handelinge. So ons gaan stilstaan by Handelinge 1 en 2, daar waar die Pinkster, die Gees van God uitgestort word op Pinksterdag. Dan is ons volgende week by Handelinge 8, 9, 10 stilstaan, wat ook 'n belangrike oomblik is en die werking en die rol van die Heilige Gees vir ons gee. En dan gaan ons ook in die derde sessie stilstaan by Handelinge. Ek kan nou nie presies daai gedeeltes onthou in my kop nie, maar waar Paulus op die toneel verskyn en ons sien hoe Paulus die krag kry deur die Gees van God om deel te wees van God se plan. Nou, lang inleiding, kom ons gaan voor en ek bid vir ons. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om by mekaar te kom. Here, dit is 'n voorreg wat ons weet, U is by ons. U is ons eregas vanaand. Dankie daarvoor. Dankie dat ons nie eers uitgesorteer hoef te wees voor U opdaag nie. Dankie dat ons U eers moet gaan soek of gaan vind voor U na ons toe draai nie. Maar U is 'n liefdevolle, genadige God wat ons ontmoet, net hier waar ons is, in die tyd en die konteks waar ons is. Dankie daarvoor. Laat U Gees ook in ons werk, ons weet U doen deur die Gees, laat die Gees ook U wil vir ons oopbreek, sodat ons op ons harte kan skryf vir die laaste gedeelte van hierdie jaar. Amen. So hierdie Bybelreis van Handelinge, wil ek begin deur 'n inleiding te gee van hoe ons Lukas en Handelinge moet saam sien as 2 boeke, 2 volumes, geskryf deur dieselfde outeur. So Lukas is die skrywer van die Lukas Evangelie as ook Handelinge. Nou belangrik en waar ons by Handelinge inskakel in hierdie Bybelskool, is dat daar 'n oorhoofse reddingsplan is. 'n Plan van God wat van die begin af in Lukas 1 tot die einde van Handelinge is hierdie oorkoepelende struktuur wat ingeskryf is deur Lukas om hierdie narratief van Lukas en Handelinge te ontvou. So, God is dan hierdie hoofkarakter. Julle moet verstaan, ons is besig met 'n Bybelskool. As ek praat van hoofkarakter, waar trek dit nie af nie. Ek sê nie dis fiksie nie, maar Lukas, die skrywer, het hierdie 2 boeke geskryf met die doel om dit as 'n narratief te lees. So wat ek probeer sê is, kom ons lees dit as 'n narratief en sien God is hierdie oorhoofse hoofkarakter wat sy plan wil laat ontvou. Hoe doen hy dit?
in die Lukas Evangelie is Jesus die initieerder van hierdie plan van God. As ons in Handelinge kyk, dan sien ons Jesus het opgevaar hemel toe na sy kruisgebeure. Maar nou, hoe gaan hierdie plan van God verder ontvou? En dit is waar God en Jesus die Gees, hulle Gees stuur. So die Gees van God aktiveer dan die apostels om hierdie plan van God verder uit te brei. So hierdie is die inleiding as ons kyk nou ons Lukas en Handelinge saam moet lees en dan fokus ons in ons Bybelskool die volgende 3 geleenthede met Handelinge. Nou dit is ook hoekom ons die reeks gaan oor die Gees wat ons vul daar waar ons leegloop. So ons gaan kyk, ons gaan op die hakke van die Gees loop, om te kyk, hoe is die Gees hierdie aktiveerder van God se plan, hoe God en Jesus hulle Gees gestuur het, en die apostels, en later natuurlik ook vir Paulus, aktiveer, om aktief hierdie plan van God as 'n oorhoofse reddingsplan te bewerkstellig. Nou in die evangelie self, as ook in Handelinge, kan ons dit vir mekaar sê, want reg deur die tekste skryf Lukas as outeur vir ons sekere woorde. Hy sal klomp kere praat van, maar dit moet so gebeur, of dit is bestem dat dit gebeur. En as jy Lukas se Handelinge gaan deurlees, gaan jy reg deur hierdie merkers sien, wat Lukas vir ons gebruik om hierdie plan van God as 'n goue draad deur hierdie 2 volumes van Lukas en Handelinge in te weef, om hierdie oorhoofse prentjie van God se plan te gee. So binne in dit, aan hierdie narratiewe lees en teologiese eenheid van Lukas en Handelinge, sien ons dat Handelinge 'n baie spesifieke ontvouing is van hierdie plan van God. Dis 'n dinamiese plot as ons narratiewe taal gebruik. En ons gaan sien in Handelinge is daar juis spanning, weerstand en of transformasie. Dit is alles hierdie konflik oomblikke wat ons as lesers dalk lees en dan dink ons, maar dit breek die werking van God en sy Gees. En dan gaan ons juis sien dat God gebruik juis hierdie konflik, hierdie spanning as te ware, as versnellers van die ontvouing van God se plan. So kom ons fokus dan bietjie na hierdie oorbruggingsgeleentheid tussen Lukas en Handelinge. As ons byvoorbeeld sien Lukas 24 vers 44 tot 53 en ook so bietjie vorentoe Handelinge 1 vers 4 tot 8. Sien ons hierdie spulpunt, hierdie kernpunt waar Lukas as 'n konsentriese sirkel uitgeloop het. Ons kan sien byvoorbeeld in Lukas 4 sê Jesus in sy eerste publiek optrede, maar ek moet besig wees met dinge van my Vader. Dis die plan van God. Lukas 9 sê Jesus, maar ek moet na Jerusalem toe gaan. Wat 'n rigting gee vir hierdie plan van God. Lukas 19 sê Jesus, maar ek moet Jerusalem toe gaan. So van Lukas 9 tot 19 is Jesus baie doelgerig besig om te loop na Jerusalem toe. Hoekom? In Jerusalem gebeur wat? Ons verlosser, die Here Jesus Christus, word oorgelewer, gekruisig en hy word begrawe. Dit is deel van God se plan. Wêreld se oë sal dan kyk en sê, maar dis 'n mislukking. God se plan het misluk. Sê God, nee. Juis daardeur hierdie, wil ek amper sê hierdie breek, deur hierdie blokkade van dood, sal ons as mense dink, maar God se plan het misluk. Sê God, nee. Dis juis daardeur dat God hier sy doodheid opwek. Dat daar krag lê in hierdie plan van God. So dis hoekom hierdie skanier tussen Lukas Handelinge gebeur vanaf Lukas 24 vers 44 tot 53 en dan sien ons weer al 'n spieelbeeld bietjie van daarvan in Handelinge 1 vers 4 tot 8. Nou wat vir ons belangrik is dat in Lukas 24 Jesus het uit die dood het opgewek. Ons sien die eerste getuies daarvan is die dames wat graf toe gaan. Die graf is leeg. Ons sien dat Jesus vir Kleopas en sy vrou ontmoet op pad en hy loop weg na Emmaus toe, weg van Jerusalem af. Maar sien ons Jesus ontmoet die apostels, wat hierdie belangrike rol speel in die ontvouing van God se plan in Handelinge in Jerusalem. Maar nou sien ons in Handelinge, in Lukas 24, vergewe my, vers 49, juist dat hierdie apostels nou vir die eerste keer hierdie opgestane Here raak sien. Nou kan jy dink in jou kop, ek dink myself, Here, dit is jy's uiteindelik hier, sê vir ons, wat is die plan?
Wat is die plan van aksie? Sê vir ons, hoe gaan jy nou hierdie koninkryk van God herstel? Dan sê Jesus, weet julle hoe gaan ek dit doen? Ek gaan my gees. Die Vader en ek gaan ons gees vir julle gee. En hy gaan julle krag gee en julle bemagtig. Maar meer as net, weet julle wat gaan julle doen? Julle gaan hierdie koninkryk van God herstel. Weet julle hoe gaan julle dit doen? Julle moet na die uithoeke van die wêreld toe gaan. En gaan verkondig hierdie evangelie, hierdie goeie nuus van die opgestane Here. Gaan doop hulle en gaan vier fees dat die Here leef. So wat sê hulle? 1, dat die gees van God hulle gaan bemagtig en hulle kry nou die aflosstokkie. Jesus en God gee die aflosstokkie vir die apostels. En die gees gee hulle hierdie krag om te sê, gaan doen julle nou. Gaan herstel julle nou hierdie koninkryk van God. En dan lees ek as ons in Handelinge 1, hierdie skanierteks, né? Handelinge 1 vers 7 tot 8 lees ek. Dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. 'n herhaling wat Jesus gesê het in Lukas 24. So hier begin Handelinge 1. En ons sien, dit is die beweegrede. Dis al vir die konsentriese sirkels van Jerusalem af, die Gees gaan hulle krag gee, hulle moet getuies wees, bietjie na Judea toe, na Samaria toe, tot na die uithoeke van die aarde toe. Wat Paulus juist doen in Handelinge 28. So ons begin hier as ons die karakter, as te ware, op die hakke van die Heilige Gees loop, dan sien ons hy het aan die begin 2 rolle. Hy het 'n werk wat tweevoudig is. 1, hy gee krag. En dit beteken nie net energie nie, dis dalk wat ons vandag kort. Gee ons, hoeveel Slimax moet ons nog drink om die jaar klaar te kry? Maar God sê nee, die Gees van God wat in julle is, gaan julle krag gee. Nie net krag nie, maar dit bemagtig julle ook. Dit gee die vermoë om iets te doen wat julle nie self kan doen nie. Dis ons dogtertjie wat dink sy kan alles self doen, maar sy is nog nie bemagtig om dit self te doen nie, want sy kan nog nie so goed met 'n mes en vork sny as wat sy dink sy kan nie. Maar die Gees van God bemagtig die apostels en ons as gelowiges om te sê, ek gee julle die krag en die bemagtiging om die vermoë te hê, om hierdie koninkryk van God te gaan herstel, om deel te wees na die plan van God en die wil van God uit te leef. So 1, die Gees gee ons krag. Tweedens, die Gees maak ons 'n getuie. Griekse woordjie net vir om 'n getuienis te wees. Dit word later vertaal in Handelinge as om 'n martelaar te wees. So om 'n getuie te wees van die opgestane Here is sinoniem in Handelinge om ook later gemartel te word. Hoekom? Want die opgestane Here as 'n beweging, as 'n geloof wat verkondig word deur die apostels, word juis onderdruk deur die godsdiens van die tyd. Die Fariseërs in die begin van Handelinge het juis Jesus doodgemaak omdat hulle verkondig het hy mag dalk die seun van God wees. En hulle onderdruk vir Petrus en die apostels om dit te verkondig. So word jy dan later 'n martelaar in Handelinge, word hulle as martelaars gesien, want hulle word onderdruk deur die godsdiens van die tyd. Hulle mag nie verkondig dat die Here opgestaan het uit die dood nie. Maar, terug by die apostels, die werk van die Gees. Die apostels sal so vol van die Gees wees, dat hulle selfs hulle lewens kan gee, vir 'n martelaar te wees. Jy is so deel van die plan van God, jy word so bemagtig deur die Gees, dat jy jou lewe sal gee. Jy beliggaam dit met elke siel in jou lewe. So ons kan dit so goed mooi verstaan deur te sê, dat God se krag wat deur sy Gees in ons werksaam is, maak of getuig dan deur ons hele lewe. Ons optrede, ons woorde, ons doen en late. So wat sê dit vir ons? Jesus sê vir ons in Handelinge 1 vers 7 tot 8, die begin van Handelinge, julle taak is nie om tydsberekeninge te maak nie. Moenie sommetjies maak en sê, okay, hoeveel petrol het ons oor, hoeveel krag het ons nodig, gaan ons dit maak nie. Hoe kan ons kostes bespaar of krag bespaar nie? Hy sê nee. Jesus sê, maar julle word volgemaak deur die Gees. So word julle getuies van hierdie opgestane Here. Beliggaam julle dit, word julle bemagtig, so moet julle julle lewe doen. So dis ons eerste deel, ons wegspringblok vir ons Bybelskool. Sal jy jouself sien vandag as deel
van God se voortgaande, ontvouende storie of verhaal. Sien jy jouself vandag, al is jou tank hoe leeg, dat die Gees van God jou bemagtig en jou 'n getuienis maak om te getuig en deel te wees van God se storie. Dis wat ons moet vra. Dis die doel met hierdie Bybelskool. Ek dink ons moet eers ons tanks weer vol kry nie, want dan gaan ons dit moet doen. Nee, van die begin af sê Handelinge vir ons nee. Die Gees van God maak ons vol met God se krag. En God getuig deur ons van die opgestane Here en so beliggaam ons dit. So met die eerste wegspringblok wil ons nou 'n bietjie verder gaan in Handelinge self. Handelinge 2 vers 1 tot 13 sien ons hierdie eerste, wil ek sê, groot aksie as die Gees van God opdaag en uitgestort word op Pinksterdag. So die toneel, die disippels wag in Jerusalem. Jesus het in Handeling 1 vir hulle gesê wat hulle opdrag is. Hulle verstaan die missie, die plan, hulle moet deel wees daarvan, maar nou sit en wag hulle om bemagtig te word. Hulle sit en wag om getuienis te wees, maar hulle kort die Gees om dit te doen. Pinksterdag gebeur. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, lees ek, was hulle almal op een plek bymekaar, sê Handelinge 2. So Pinkster was 'n fees van 'n oes of 'n oesfees en 'n dankbaarheidsfees, maar nou in Handelinge word dit 'n dag waarop God 'n nuwe oes begin. 'n Oes van mense wat soos 'n veldbrand getuig en getuig van die krag van God wat deur hulle getuig. So, die Gees van God daag op in Handelinge 2, ons het nie tyd om die teks self te lees nie, jy kan Handelinge 2 gaan lees, dan sien ons 3 tekens van wanneer die Gees van God opdaag. 1, dis 'n storm van geluid. Dis 'n geluidsstorm, kan ek dit so vertaal. Die geraas was soos van 'n gewelddadige stormwind, sê die teks vir ons. So dit vul die vertrek, is so gedreun, nê, dat jy waar ook al jy is, al is jy binne die huis, al is jy buite, jy hoor dit. Ons sien dat wind is, wat vir ons belangrik, want die wind in die Bybel, of as die wind gebruik word in die Bybel, waar word baie keer gesien wanneer die Gees van God of God self opdaag. In die Ou Testament praat hulle van die ruach, Nuwe Testament die pneuma. So die wind, die asem, die Gees, God is hier. Dis wat ons moet sien. God gee sy Gees, God is teenwoordig deur sy Gees. So nie net die geluid van wind nie, maar tweedens is daar ook vlamme wat soos vuur op hulle neerdal. Soos 4 vlamme, 4, hulle kry ook dan tonge as te ware, want die derde teken is ook dat hulle begin praat in tale. Maar die 4 simboliseer reiniging en God se teenwoordigheid. Dink byvoorbeeld, in die Ou Testament Eksodus, dink aan die Sinaiberg, toe God met Moses praat en vir hom, as Moses die opdrag gee om die volk van God te begelei. Dink byvoorbeeld aan Moses wat opdaag met die brandende bos en God is daar. So tweedens, 4 is die teken van God is hier. Deur die wind en hy is teenwoordig deur sy Gees. Derdens is 'n eienskap, 'n karaktereienskap as ons so kan stel, van die Gees van God dat hulle ook begin praat in tale. So is die Gees dit aan hulle gee. En teologies is dit vir ons baie belangrik. Die boodskap van God word onmiddellik wêreldwyd hoorbaar. Dis vir ons baie mooi. Dink terug in die Bybel. Genesis 11 dink ek dadelik aan. Dink aan Babel. Die wêreld word verdeel deur verskillende tale. So die wêreld word versprei en daar's juist 'n verskeidenheid, verskillende tale en jy moet die taal ken om te weet wat die persoon sê. Maar nou in die Nuwe Testament wat deel is van God se plan, ons sê nee, op Pinkster draai ek die wiel aan 'n kant toe. God verenig die wêreld, die mense deur die Gees, deurdat hulle almal mekaar verstaan. Die Gees van God word ons gehoorapparaat om te kan hoor as iemand met ander tale kan praat en die Gees vertaal dit vir ons sodat ons kan weet wat God deur sy Gees besig is om te doen. So tweedens sien ons in hierdie Bybelskool vandag. Die Gees begin die storie van die kerk, want dis wat Handelinge is, die vroeë kerk, deur wat vir ons te wys. Hierdie boodskap is nie net vir 'n enkele paar mense, vir 'n selektiewe hoeveelheid mense, of vir mense wat alreeds hulle tanks vol gekry het en nog moed het vir die jaar nie. Maar dit is juis daar en gegee vir die hele wêreld. Ons gaan aan in ons toneel. Pinkster,
Die Gees van God word uitgestort. Die mense praat in tale, dan kan julle gaan lees, die skare dink, die mense is dronk. En dan kom Petrus, en nou gee hy vir ons hierdie eerste preek. Nou, Handelinge is vol van hierdie preke van die apostels. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 14 tot 41, van hierdie toespraak of preek van Petrus, waar hy gevul is deur die Gees, en hy is geïnspireer deur die Gees. En ek wil so ver gaan om te sê, God praat deur die Gees, deur Petrus, en dan preek hy op Pinksterdag. Nou weer eens, ons gaan nie by die hele teks kan stil staan nie, maar dan haal Petrus vir Joël 2 aan. Sê hy, in die laaste dae, sê God, sal ek van my Gees uitstort op alle mense. Hoekom is dit vir ons belangrik? 1, is op alle mense. Hoekom is daar juist nou 'n deel van wanneer God deur sy Gees opdaag, dat mense in tale kan praat, dat alle mense dit kan hoor? So Joël bevestig dit. Tweedens, Petrus gaan gooi hy visstok baie ver in die Ou Testament en sê, maar God het daai al reeds deur die profeet Joël verkondig. Dit is deel van God se ontvouende reddingsplan reg deur die Bybel. Hierdie is nou net een fokus in Handelinge om te sê hoe God dit verder ontvou in en deur die bemagtiging van die apostels, deur die Gees wat opgedaag het, gegees vir hulle en hoe God dit deur sy Gees doen. So, die preek self, as ons fokus op Petrus se toespraak of sy preek, sien ons die sentrum, die kern, as jy al hierdie, soos 'n ui, alles afhaal wat om hom is en jy kom op hierdie kern, of dalk is, wat sê die Afrikaans van 'n artisjokke, klink nou baie vreemd, maar artichoke. As jy al hierdie harde skilletjies afsny en jy kom by die hartjie van dit wat so lekker proe, dan is dit wat? Jesus. Dit is die kern, as jy reg deur die Handelinge kyk. Al hierdie toesprake, hulle praat van in die teologie praat hulle van 'n kerugma, nee, wat is die kernprediking wat ons preek? Die Here Jesus Christus, die Seun van God, het opgestaan. En dit is wat Petrus verkondig. So hy sê, Jesus, die gekruisigde, wat julle as opponente, as fariseërs en die Joodse godsdienstige leiers hom gekruisig het, God het hom opgewek. Jesus het opgestaan. Tweedens, hy is verhoog, hy is verhewe. Vanuit hom word die Gees uitgestort. Soos drie eenheid, as ons dan die teologie praat, van die Gees van God, wat deur God, deur Jesus uitgestort is, gegee is. Nou, is daar reaksie. Nee, nou vra die mense, maar wat moet ons doen, Petrus? Ons hoor nou wat jy sê, dit is wonderlik. Dan sê Petrus wat? Hoe reageer ons as die Gees van God opdaag? As Jesus verkondig word? Bekeer julle. Draai na God toe. Heroriënteer jou lewe Godwaarts. Dis bekering. Fokus, draai jou oë op God, loop agter hom aan. Tweedens, laat julle self doop. Die doop word die teken in die Handelinge en in die Nuwe Testament, dat ons deel raak van hierdie nuwe, in hierdie tyd sal ons praat van hierdie beweging van die opgestane Here, die vroeë kerk. Dis nog nie Christene genoem nie, eers later in Handelinge word hulle as Christene bestempel. Maar nou is hulle mense wat saam verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood. God hom opgewek het uit die dood. So 1, bekeer julle. 2, laat jouself gedoop word. 3, julle sal die gawe van die Gees ontvang. So nou moet ons sien, die reaksies, oor die 3000 mense word deel van die nuwe geloofsgemeenskap. Belangrik, die Gees van God daag op. Dit versprei soos 'n veldbrand. Maar kyk mooi, wie sal primêr die gehoor wees op hierdie stadium? Ja, hulle praat in tale, so daar's verseker mense wat nie net Hebreëus kan praat nie, wat vanuit ander plekke kom om in Jerusalem hierdie fees te kom vier. Maar Jerusalem in Handelinge en Lukas is hierdie kern, nie net godsdienstig nie, nie net geografies nie, teologies ook, is hierdie kernpunt van die Joodse godsdiens. Dis waar die tempel van God is. So hierdie Gees van God word primêr, die fokus vir nou, is word uitgestort in die Joodse konteks. Later gaan ons sien hoe die Gees van God ook mure oorsteek. Kom ek sluit ons af, of ons vat saam. Wat beteken hierdie vir ons? 1, die Gees vul jou, daar waar jy sit vandag en na hierdie kyk. Die Gees vul jou om 'n getuienis te wees. Ons word nie volgemaak sodat ons net innerlike vrede kan aanvaar nie. Ons moet net genoeg Slowmax drink en min genoeg werk doen sodat ons petroltank vol bly om die einde van die jaar te hou nie. Nee. Die Gees van God vul ons sodat ons hierdie innerlike, nie net innerlike vrede nie, maar 'n totale, gehele lewe
bemagtig kan word deur die Gees om deel te wees van God se plan. Deel daarvan is ons word ook volgemaak deur die Gees sodat ons getuies kan wees. Ligdraers kan wees, boodskappers kan wees, kan verkondig dat die Here Jesus Christus leef. Ook so deel daarvan, dat die Gees ons nie net 'n gevoel moet gee van, o ek voel goed, o ek is volgemaak, dit is soos om 'n opkikker te drink en ons voel weer goed, maar môre is ons weer in dieselfde bootjie nie. Nee, die Gees gee jou roeping. Dit is 'n totale, radikale, lewensgeoriënteerde, beliggaamde lewe wat jy kies om te leef. Die Gees van God is konstant daar om jou te bemoedig, krag te gee, sodat God deur sy Gees jou as 'n getuienis kan gebruik. Tweedens, die Gees bring ook 'n nuwe konsep van eenheid. Pinkster wys dat God se plan groter is as net een volk of een taal. Vandag nog bou ek en jy dalk hier, ons sit mure, ons bou mure op, sit veiligheidshekke op, ons tog op 'n manier, al sê ons dit nie altyd nie, ons sit mense om 'n kamp van klas en ras en kultuur, en Pinkster wys ons nee, God se plan werk anders. Ons gaan in die volgende Bybelskool juist dit sien dat die Gees van God daai mure afbreek. Hy haal almal uit die boksies uit en sê nou is ons almal deel van God se volk. Ons is deel van God se nuwe boksie, as ek dit so kan vertaal. So as die Gees jou volmaak, kan jy nie anders as om 'n brugbouer te word nie. Om oor mure te klim en mure af te breek, sodat ons as hoe kan ek dit stel, waar die Gees die gemeene deler is, dit is wat ons as 'n nuwe volk van God, as 'n eenheid onder God en sy wil kan sien. Derde boodskap vir die Bybelskool vanaand. Die Gees verander gewone mense net soos my en jou. Petrus was bang. Dink mooi, hy's 'n apostel. Daai is nou nog 'n disipel. Deurdat hy bemagtig is deur die Gees word hy 'n apostel gestuurde. Maar hulle was bang. Hy het Jesus al verloon. Hy het dalk hy het weggekruip want hy's bang die Fariseërs kom sluit hom ook toe. Maar wat gebeur? Hy word hierdie leier. Deurdat die Gees van God hom bemagtig het, die toespraak dat by die 3000 mense tot bekering kom. Nou weer eens, dis nie Petrus wat dit doen nie, maar is God wat Petrus kies en God wat deur sy Gees Petrus die bemagtiging gee om 'n getuienis te wees en dat God se wil te laat implementeer in die konteks in Jerusalem op Pinksterdag. So vul die Gees my en jou ook vandag. Jy hoef nie eers sterk genoeg te wees nie. Jy hoef nie eers jou petroltank vol te hê voordat die Gees opdaag en aan jou deur kom klop nie. Hy maak jou sterk net soos wat jy is, net daar waar jy is. Maar is God wat jou kom vul om dit te doen. Ek sluit af. Waar ook al jy dalk is vanaand of na hierdie opname kyk, as jy dalk 'n vol tank het, 'n leë tank het, mag ons vanaand begin deur besef, daar waar God deur sy Gees opdaag, vul hy ons. Dis nie net 'n gevoel nie, dis nie net 'n opkikker dat ons krag het vir die res van die dag nie, maar nee, die Gees van God kom woon binne in ons, hy kom bemagtig ons om getuienisse te wees, om die Gees van God toe te laat om deur ons te werk, om ook so 'n brandende, 'n ligstraal te wees, om te mense te vertel van hierdie opgestane Here. Mag ons dit doen oor mure, deur klasse, deur rasse, waar ook al ons is. En mag die Gees van God, mag jy bewus raak van die Gees wat in jou is, en wat God wat in jou is, deur sy Gees, jou getuienis maak en jou bemagtig, maar ook so die krag gee, om deel te wees van God se roeping, deel te wees van God se wil. Dankie dat jy saam gereis het. Ons gaan volgende week juist bietjie verder kyk, maar hoe lyk dit as die Gees van God ons bemagtig? Wat is sekere stappe as te ware, wat ons kan sê, hoe ek en jy kan lyk, waar ons bemagtig is en vol te wees, en gevul te word, deur die Heilige Gees. Baie dankie dat jy saam gereis het, sien julle graag volgende week. Totsiens. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.